Right, so soek jy 'n planter wat kan koring, mielies en sojas plant. Borgold het dalk net vir jou die antwoord. Ek praat met André, hy gaan my meer vertel. Wie's hulle, wat hulle, hoe werk daai planter besigheid daar agter ons? Hier's konsepte wat jy in jou lewe nog nie gesien het nie. So jy in die mark is vir 'n planter, check 'n bietjie hierso. André, hoe lyk dit? Alright, en jy? Nee, doodstil, rustig. Right, voordat ons by hierdie besigheid hier agter jou kom, want dit is 'n besigheid. Ek weet nie regtig of dit 'n planter is nie, maar Borgold, verduidelik my net eers, wie is julle, waar kom julle vandaan? Okay, ons is 'n Kanadese maatskappy. Borgold Industries is al 50 jaar oud verjaar. Ons is nou uitgekoop deur Linamar, so ons is nou deel van Salford, Borgo en MacDon. Ja, So ons is groot in Kanada, Noord-Amerika, Oos-Europa en dan Australië. En my verantwoordelikheid is Afrika en Suid-Amerika om die markte te ontwikkel. so as jy vir my sê, julle fokus op daai markte, neem ek aan groot masjiene, dit is wat julle doen. Dis nee? reg. Nou okay, hier agter jou staan nou 'n letterlike 3-in-1 masjien en ek het nog altyd gewonder, hoekom kan hulle nie 'n mielieplanter bou wat kan koring plant nie? Nou lyk my nou hierso staan hy nou, nê? Ja. Verduidelik my gou, wat is die konsep agter dit? Okay, so hierdie is ons kleiner masjienkies wat ons vir die plant ontwikkel het. Dis 'n 872. Ons kry hom in 'n paar modelle, maar dis die 872 model hierdie. Hy het 3 kompartemente. So hy het 7200 liter kapasiteit in sy tank. Ja, Hierdie masjien kan klein grane saai soos jy genoem het. Hy het 3 verskillende ryspasserings wat jy kan kies op die masjien. Soos jy weet, dit is ons air seeder tegnologie en dan het hy 'n planter tegnologie ook op. Ons 3 verskillende rywytes, so hierdie masjien is gespek met 7,5 duim of 190 mm vir klein grane. Dan Ja. kan jy 15 duim of dis 38 cm op sojas plant en dan kan jy ook 76 cm op mielies plant. so jy kan letterlik almal deurtrek as ek hom nou van hier af kyk. Nou hoe werk dit dan net as jy van die een na die ander een wil gaan? Lig jy net sekere rye op of Dit hoe is maak baie eenvoudig, dis hydraulies aangedrewe. Jy draai 'n fisiese kraan toe en die opener sak net hier onder tot op die grond nie. Baie cool. Nou okay, verduidelik my nou hoekom die saad dan nou van hier af deur en kan 'n kunsmis ook hardloop? Yes. Hoe werk dit? So kom ek verduidelik vir jou. Borgo het ontwerp. Ons het die midrow banner stelsel ontwerp. Ja. Ons het dit wat noem mense dit? Trademark. Dit is ons openers wat voor in die voorkant sit. Die midrow banners plaas kunsmis tussen elke tweede opener. As jy klein grane saai, plaas jy jou kunsmis tussen elke tweede ry neer, so jy kan jou stikstowwe, jou hoë en vlakke wegplaas van jou saad af. Dan het ons die opsie wat ons fosfaat saam met die saad kan plaas, of jy nou plant en of jy klein grane gooi. En dan is jy verskillende rywyte. So as jy na 38 cm toe gaan en jy plant sojas, kan jy jou midrow banner plaas jy jou stikstof steeds net weg van jou ry af en dieselfde op jou 76 mielies. En dis alles in hierdie selfde konfigurasie. Ons volumetriese stelsel hardloop deur die PDM metering system. Ons het elke auger het 'n verskillende metering range wat hy op het. Ons het 'n high performance auger en dan het ons 'n very low. Ons very low kan tot 1,5 kg canola saad per hektaar uitdry. Yes, ek wil net sê canola en mosterd en daai. Hy kan alles daai saai. So dit kan jou air seeder doen op 7,5 duim. Dan as ons hierdie masjien verander in die air planter stelsel wat jy presisieplanter doen, raak jou voorste tank raak 'n indukter. So met ander woorde, jou saad gaan deur in die indukter, jy het 'n balkvol fan wat agter die wind opsit. Hy blaas jou saad deur na jou plantbuise toe aan die voorkant. Yes. As jou plantbuise vol is, dan raak jou metering fan, sodra daar pressure is op die stelsel, skop jou metering fan aan. Hy sit positiewe druk in jou stelsel, jou saadbuis raak vol en jou presisiemeter So meet uit. hier's my nuwe saadkarretjie. Hy lyk nou soos 'n professor. Dis reg. En wat lekker is van hierdie buis is jy kan dit uit die cab uit sien. Jy kan die hele tyd sien of daar saad in is en of die saad beweeg en of hy plant of nie. Sodra daar 'n buis is wat begin stop, dan kan jy weet daar's 'n probleem. So jy sit met 'n central seeding unit wat nie 'n central seeding unit is nie. Dis eintlik wat jy vir my sê. Ek het best of both worlds hierso. Ek sit eintlik met 'n planterkarretjie wat maar ek weet heeltyd hy't saad daarso in, maar ek maak hom vol op een punt. Dis reg. Ek hoef nie klomp karretjies en sakkies en arbeid en daai tipe van goed nie. Ek kan maar nou daai groot Pro bokse en daai goeders koop, nê. Dis reg. Jy kan die voorste tank is 2100 liter kapasiteit en jy kan jou middelste tank kan jy of connect met jou voorste tank of jou agterste tank. So alles afhangende van hoeveel kunsmis jy wil neersit, kan jy meer saad ook in hom inplaas. Ek hoor jou. Nou okay.
Dan het ek nou vir metering Unity en ons gaan nou weer kom met hoe werk hy nou sy saadbesigheid toe. Vertel my nou eers hierdie is dit nou wat jy van praat, wat jy gesê noem hierdie konsep met die waar jy die goede drukkie aan die voorkant met die hydraulics? Oor jou downforce. Ja. So met ander woorde, dis ons midrou-bander. Dis die midrou-bander. Dis wat ek wou gesê, ja, midrou-bander. So met ander woorde, dis 'n skottel. Ons kry verskillende opsies van die midrou-bander. Hierdie is die midrou-bander 3. Die midrou-bander ID kom ook met 'n gauge wheel wat jy diepte kan beheer, kan maklik stel. Hierdie een het net 'n klip wat jy jou diepte insit. Yes. So jy bepaal net jou diepte van jou midrou-bander hier en jy kan jou downforce pressure manually stel op jou midrou-banders ook. En dan sit ek my kunsmis nou dan daarso in. Met ander woorde, dan sit jy jou kunsmis hierin met jou skottel tussen elke tweede ry. Okay, nou wat ek net ek onthou hier is nou nuwe konsepte nê. Jy moet nou weet ek het nie wiskunde hoërgraad gehad nie nê. Wat ek wil net probeer verstaan hierso. Kom ons sê ons gaan nou terug na klein graan toe, nê? Gebruik ek dan nou daai ding om ook saad in te sit of nie of hoe werk jy dan? Dit bly jou kunsmis, dit bly my kunsmis. Okay, right. Dit sal altyd jou kunsmiskouter bly. Jou saad gaan nog altyd hier. Jy het twee pype, jou presisiepyp wat jou saad bring as jy singulate, as jy presisie plant op mielies en sojas en hierdie pyp bring dan nou kunsmis in. So met ander woorde, jy kan fosfate saam met jou mielies neersit as jy plant en jy kan saad ook as jy volumetries saai, as jy klein grane saai. As jy mielies doen, dan kan jy jou fosfaat hier van jou tank af agterplaas en jou mielies, jou pitte singulate aan die voorkant. Ek hoor jou. Okay, en dan want hierdie pypie kom nou dan hier vanaf, wil julle net wys. As julle daar, ek kan net hier omstap en net kan sien. Hier gaan hierdie pypie nou daar uit, nê? Nee? Yes. Right. Nou gaan hy hier om. Nou kom pypie hier deur en hy blaas hom af en dan basies, as julle kan sien daar aan die onderkant, daar's 'n gaatjie gee en nou hierdie kan mooier wys so werk die besigheid. Daar kom hy uit. En dan gooi hy hom nou basies daar in teen hierdie wielietjie vas of gooi hom in die sloot, hoe werk So hy gooi hom in die sloot. Hierso is 2. So met ander woorde, as jy volumetries saai, is dit jou vinger wat verseker dat jou saad nie uitblaas uit jou vooruit nie. As jy singulate, kom jou saad uit hierdie ding uit hierdie boot uit. Okay. So met ander woorde, hierdie seed boot gaan in, hy gooi hom in die voor, jou firming wheel druk hom vas in die voor en jou packer wheel druk hom net saam plat. Die voordeel van hierdie kouter, omdat hy teen 'n angle sit, sny hy fisies jou voor oop. Jy plaas die saad, jou firming wheel druk hom vas en die voetjie val toe, omdat hy teen 'n 7 en 'n 10 grade angle sit. Nie gaan my nou met wys hierso, want ek wag wel wow, nee. Want ek is gewoond daar 'n planter moet dan 2 drukwiele hê aan die agterkant, nee, vir toemaak. Ja. Nou wys my hoe nou? So okay, ons het 'n single coater op. En omdat die single coater is, het ons nie nodig om 'n groter drukwiel te hê nie. Ja. So die single coater sit teen 'n angle van 7 en 10 grade. Ja. So met ander woorde, hy sny die grond teen 'n angle. Ja. Jy plaas jou saad, jou firming wheel druk hom vas teen die angle onder en jou voetjie val fisies net toe. Yes. So jou packer wheel het nie vreeslik 'n packing nodig om hom toe te druk nie. Okay, wag, die ding is skuif. So hy skief. Ek het nou gegrawe. Ja. Met ander woorde, jou saad, as jy hier reguit grawe, gaan jy nie die saad kry nie, die saad sit daaronder. Okay, en dan dink net nou, al wat nou gebeur is, wag ek julle wys. Hy druk aan nou hom daar vas en dan saad nou in die grond in. Dis reg. Dis basically wat jy vir my wil sê. So dis hoekom ek net een packerwiel aan die agterkant het wat hom toedruk. En ons het verskillende packerwiele, maar saam met die PLR doen ons die odd of die off-center. Want wat hy doen is as jou coater 'n klein walletjie maak in losse grond, dan druk hy net die walletjie terug oor plat op jou voor. Ek hoor jou. Okay, en dan die besigheid werk presies dieselfde vir jou koring, jou sojas, al die goeders, dan hang maar net af van hoe diep jy hom dan 'n plant op die einde van die dag. Dis reg. So vir die eerste keer kan jy nou regtig koring ook amper wil ek sê presisie plant en ordentlik toemaak in plaas van wat die ouens om altyd mos net 'n ou grondjie kom oorgooi. Ja, maar onthou presisie, as ek weet die manne praat van presisie as 'n singulation. Ek praat van presisie as presies toemaak. Okay. Ja, nee, presies toemaak. Ja. Presies toemaak in my kop is presisie. Ons kan praat van so singulation is nie presisie nie. Dit gaan oor soos jy sê as jy volumetries strooi en wat ook al, maar in plaas van nou dat jy hom net strooi en hom kom toemaak met iets. Een van die goed wat ek ook op die harde manier moes leer is dat koring 'n vaste saadbed soek. Yes. En jy kan nie glo wat se verskil dit op die einde van die dag gaan opbrengs maak nie, maar ek weet seker nie te veel daarvan te vertel nie. Ek wil net gou kyk en hy daarom ek sien hy kan trip, so hy kan hom klippe en daai goed hanteer. Ja, hierdie ding trip weg. Hierso is jou dieptebeheer, so jou bepaal jou
Die diepte is baie maklik, eenvoudig, jy kan dit stel daar waar dit is. Elke knippie is 12,5 mm of 'n kwart duim. En daar's 'n paar opsies wat jy daarop kan doen en hy kan wegtrip. Jy het 3 opsies op jou packer ook om jou packer pressure neer te sit. Uitstekend. Okay, en dan sê gou vir my as ek nou gaan kyk, nê? Want obviously uit die aard van die saak het julle het al die presisie goeders hier op ensovoorts. Wat ek praat nou van spesifiek op Singulation, al daai lekker nommers. Ek kyk eintlik na 'n presisie planter hierso as ek dit so kan stel. Hoe vergelyk hy prysgewys oor die algemeen wyte, want ek sit nou met 'n 3-in-1 planter, Yes. nê? Waar met meeste ander planters kan ek daarom, kom ons sê ek kan 76, maar ek plant 2 gewasse, kan ek maksimum as ek my sojas ook op 76 plant, kan ek op sojas, sonneblom en mielies dan nou plant met hom. Maar hier kan ek actually my rywytes en daai goeie skuif. Maar hoe vergelyk hy dan nou prysgewys met 'n normale dieselfde wyte, vol presisie mielieplanter argumente onthou? Nou, dit is baie moeilik om te sê, want op hierdie stadium het jy 3 masjiene in een. Ons kan ook units afhaal, ons kan vir jou die unit specs soos wat jy wil hê. Yes. Maar prysgewys is dit redelik in lyn. Okay, so dis nie laat ek nou way out is op die einde van die dag nie. Nee. Like for like gaan jy saam met saam met die huidige ouens in die mark kompeteer. Dis reg. Die groot ding is en jy het 'n 3-in-1. 3-in-1 masjien. En dis daar waar die goed te werk, want jy weet hierdie is nie 'n planter is nie 'n cheap kapitaal uitleg nie, end of story. Okay, en dan julle gaan by Nampo wees, né? Yes, daar oor kan die Landbou Weekblad Syngenta saal. Ons is daar laas jaar gestaan en staan verjaar weer daar. Right, so 'n 3-in-1 planter. Okay, as jy Nampo toe gaan, jy moet die ding gaan kyk. Hy's anderster aan mekaar gesit, né? Jy gaan en moet nou nie drink jy aand voor die tyd jy gaan met kop eet daarso as jy daar aankom om te verstaan mooi hoe hy werk. Ek dink is 'n ongelooflike stuk ingenieurswerk daai. Definitief 'n plek as jy veral as jy kyk uit 'n kapitale uitleg oogpunt uit, dat jy meer as een ding kan doen op die einde van die dag met hom. Maar kom daarso uit, oor kan die Landbou Weekblad Syngenta stalletjie of kom met MED Automation in kontak. Hierso is hulle linkie bo of hieronder of kom bel hierdie nommer. Also bel hulle. Dis hier van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.